Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxydeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxydeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ek is Gerard, as ons nog ontmoet het nie, en dis my voorreg om vir jou vandag uit te nooi om saam deel te neem. Ons gaan ook nagmaal gebruik as deel van die boodskap vandag. Miskien wil jy dan die video pause en gou nagmaal elemente gaan kry. As jy dit wil doen, doen dit gerus. Ons gaan saam bid en dan gaan ons induik in vandag se boodskap in. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om tyd eenkant te sit. Dankie vir u teenwoordigheid, u betrokkenheid, u liefde. En Here, dankie dat ons as 'n gemeente ook op pad kan wees. Om deur u geleer te word en deur u gees gevorm te word, om al hoe meer 'n uitdrukking van u liefde in hierdie wêreld te wees. Ons bid dat u vandag ons saamwees ook sal seën en sal gebruik vir u eer en die uitbreiding van u koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So dit is week 4 in ons preekreeks wat ons noem Wanneer Liefde Werk, WLW. En natuurlik praat ons oor God se liefde, né? God wat sy liefde aan ons bewys. Ons hoef nie te wonder nie, ons hoef nie te twyfel nie. Ja, ons gaan deur tye van twyfel. Maar ons kan altyd teruggaan na die bewys van God se liefde. Ons het dit in Romeine 5 vers 8 gehoor, reg aan die begin van hierdie reeks. God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Maar hierdie reeks fokus ons nie net op dit wat God se liefde vir ons gedoen het nie, die werk wat hy vir ons gedoen het. En hierdie reeks het ons daarop gefokus dat hierdie liefde van God het nou 'n samewerking met die Heilige Gees geword. Wanneer liefde werk, is God se liefde wat nou deur die inwoning en werking van die Heilige Gees in ons 'n samewerking word. Dis wat ons hoor in die seën wat Paulus skryf reg aan die einde van die 2 Korintiërs briewe, 2 Korintiërs 13 vers 13. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God. Hoe weet ons dat God liefde is? Die enigste God wat bestaan, die skepper van hemel en aarde. Hoe weet ons dat hy liefde is en ons liefhet? Deur die genade van die Here Jesus Christus, God wat self mens geword het. Maar daardie liefde, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Gemeenskap, koinonia, participation, partnership, die vennootskap van die Heilige Gees, die samewerking, die liefde van God. Wanneer liefde werk, God se liefde, is nou 'n samewerking van die Heilige Gees en ons. En vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor nagmaal en hoe nagmaal juis 'n saamwerk met die Heilige Gees is. Dis 'n baie spesiale ete wat Jesus natuurlik vir ons gegee het om te doen. Judas 1 noem dit die agape maaltyd. Dis so 'n spesiale maaltyd dat dit sy eie naam het. Die agape, die liefdesmaal. Ons noem dit 'n sakrament, 'n spesiale ete wat Jesus vir ons gegee het om te doen as 'n gemeente. Natuurlik doen ons baie dinge as 'n gemeente, né? Ons sing, ons aanbid, ons bid, ons luister na die woord, ons kuier, ons het gemeenskap. Al hierdie dinge kan ons of direk of miskien bietjie met 'n draai na Jesus toe terug herlei. Maar hierdie ete is een van die spesiale dinge dwars deur die eeue. En dis hoekom ons dit 'n sakrament noem, wat Jesus vir ons gegee het as gemeente om saam te doen.
En in hierdie boodskap vandag wil ons so 'n bietjie ondersoek, hoe is deur die ete saam te gebruik, juis 'n saamwerk met die Heilige Gees, wanneer liefde werk. En ons is nou besig met die 2 Korintiërs briewe hierdie jaar. Ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 11 uit een van die bekendste gedeeltes wat Paulus skryf oor die nagmaal. Ons lees van vers 23 af. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Nou, ons weet nie mooi hoe Paulus presies dit van die Here ontvang het nie. Was dit 'n direkte openbaring van Jesus wat hy aan hom gewys het, dit wat daai aand gebeur het? Was dit deur die stories wat die apostels wat daai aand daar was, toe Jesus hierdie maaltyd ingestel het, wat hulle vertel het? Onthou, Korintiërs, hierdie brief is geskryf voor die 4 evangelies. Die stories van Jesus is baie oorvertel en oorvertel en oorvertel, en miskien is dit hoe Paulus dit ontvang het, deur een van die apostels wat daar was daai aand. Ons weet nie hoe nie, maar wat ons weet is dat in die aand wat Jesus verraai het, het Jesus hierdie maaltyd ingestel. Paulus skryf dit. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Ons het in ons Paasfeesdienste gesê dat Jesus baie min gepraat het oor die betekenis van sy dood, enkele kere. Maar wat al 4 evangelies baie duidelik maak, is dat Jesus 'n bestaande ete gevat het, die Pasga-ete, en dat hy dit 'n ander betekenis gegee het, en daardeur vir sy volgelinge gesê het wat sy dood gaan beteken. Die Pasga-ete, die ete wat Israel gevier het, of as deel van hulle feesvieringe gehad het, die Pasga-feesvieringe, om te vier dat hulle slawe was in Egipte, dat God hulle verlos het deur die bloed van 'n lam, het hy die slawe magte, die heerser van Egipte, oorwin en hulle vrygemaak en hulle sy volk gemaak. Jesus vat daai ete en hy gee dit nuwe betekenis. Hy maak homself die hoofkarakter. Dit is sy liggaam en sy bloed. Hy is die offer. En hy is die manier hoe God nou 'n verlossing gaan bring, nie net vir mense nie, maar sommer vir sy hele skepping, van slawe magte, die magte van sonde en die dood, en alle empires wat dit gebruik om van mense slawe te maak. Jesus bou hierdie hele ete rondom 'n nuwe betekenis. Hy is die manier hoe God nou verlossing gaan bring. Spesifiek deur sy offer, sy dood. En die sinsnede wat Paulus beklemtoon, en wat ek graag my en jou aandag op wil vestig in hierdie boodskap, is hierdie sinsnede. Jesus sê ons doen dit, ons eet sy liggaam, ons drink sy bloed in die nagmaal, en ons bring hom in herinnering. Dit kan baie maklik klink asof ons net moet onthou wat Jesus gedoen het. Maar vir die mense wat Pasga gevier het en hierdie ete geëet het, was bring in herinnering baie meer as net om te onthou. Die Pasga ete sou begin met die jongste aan die tafel, 'n jong kind miskien, wat sou vra, waarom verskil hierdie aand van alle ander aande? En dan sou iemand geantwoord het, en dan sou die hele storie vertel geword het. Ons was slawe van Farao in Egipte, en die Here onse God het ons daar uitgelei, en dan sou hulle die hele storie vertel. So wat jou en my moet opval is, die kind wat vra hierdie aand, maar dis mos nie hierdie aand nie.
In die tyd wat Jesus hierdie fees gevier het as kind en later as volwassene en nou hierdie fees nuwe betekenis gegee het, was dit al honderde jare na daai aand. En ons was slawe. Nee, dit was nie die mense wat die fees gevier het wat die slawe was nie. Dit was hulle voorouers se voorouers se honderde geslagte terug. So om in herinnering te bring vir die mense wat die Pasga gevier het, was baie meer as om net te onthou. Dit was asof tyd verdwyn. En dit was daai aand. Daai aand is nou. En ons is daai mense. So die een element wat Paulus uitlig, en dis 'n samewerking met die Heilige Gees. Wanneer ek en jy die brood eet en die wyn drink, op 'n manier verdwyn tyd. En die offer van Jesus, soos daardie dag aan die kruis, word nou 'n kragtige, werkende werklikheid hier en nou. 'n Werklikheid wat sê, hierdie man wat sy lewe hier gee aan die kruis, dis hoe God kom en sy skepping verlos. Dis wie God is. Hier is hoe God nuwe definisie gee aan homself en aan die woord liefde. God is liefde. Hier sien ons dit in die offer. En ons is daai mense. Dis wie God is. En ons is die Messias mense, die mense wat nou deur hierdie offer van Jesus verlos is en die verteenwoordigers word van hierdie God, hierdie Christus, hierdie koning. In Doxodeo gebruik ons baie die term identifikasie. Nagmaal is so 'n ete. Dis wat die Pasga was. Die fees wat God gegee het om te sê wie hy is en per definisie dan wie die mense is aan wie hy hierdie ete gee. Nou is God besig met nog groter identifikasie van homself. In Christus kom gee hy homself as 'n offer. Dis die enigste God wat bestaan. Die God wat sy liefde bewys, identifikasie van God. En in daai ete sien ons, werk hierdie offer van God in ons. Ons eet en drink fisies die liefde van God in Christus deur hierdie nagmaal. Natuurlik is dit deur die werking van die Heilige Gees, né? En as ons praat oor die werking van die Heilige Gees, het ons nou al 100 keer gesê, daar's 'n misterie, ook in die nagmaal, hoe die Gees juis hierdie brood en hierdie druiwesap of wyn vat, en ons voed met wie God is. En omdat dit is wie God is, by hierdie ete, is dit ook ons identifikasie. Dis 'n oomblik van identifikasie. Hier is wie ons is. Ons is die Messias mense. Ons is die in Christus mense. Ons is die mense wat God regverdig verklaar het. Met ander woorde, die mense wat table fellowship het met hom. Ons sit aan sy tafel, dis die tafel van die Here. Ons is sy familie, sy verbondsfamilie. In dit wat Christus kom doen het aan die kruis, het God ons sy familie gemaak. Dis asof tyd verdwyn. En dis daai dag. Dis die offer van Christus wat hier kragtig werk. Ek kan dit nie verklaar nie, maar vriende, kom ons sê dit vir mekaar. Daar's baie dinge wat ek nie kan verklaar en jy nie kan verklaar nie, maar ons trek elke dag die voordeel daarvan. Ons gebruik dit in 'n vrykos lewens. Iemand stuur nou vir my 'n WhatsApp of 'n e-mail uit Australië, onmiddellik het ek dit op my foon of op my rekenaar. Ek kan nie verklaar hoe daai radiogolwe werk. Ek weet nie of dit radiogolwe is nie. Ek kan dit nie verklaar nie, maar ek lewe elke dag met daai realiteit. Ek en jy word gevorm deur hierdie ete
wat Jesus vir ons gee. Want hierdie ete is 'n manier wat hy op maniere wat ek nie kan verklaar nie, deur die werking van sy Gees teenwoordig is op 'n baie spesiale manier en ons voed met sy liefde. Hy is natuurlik altyd teenwoordig. Natuurlik is die offer van Christus altyd 'n realiteit, maar deur hierdie ete neem ons deel aan dit. Dit voed ons, dit vorm ons. En vriende, nagmaal is dan met ander woorde 'n manier wat ons saam met die Heilige Gees werk. Koinonia. Is baie interessant in hoofstuk 10 praat Paulus oor die beker en die brood, een beker waarin ons deel het, en ons het koinonia met die liggaam en die bloed van Christus. Ons werk saam met die Heilige Gees in hierdie ete, sodat die liefde van God ons kan voed. En hoor dan wat skryf hy, iets wonderliks gebeur, terwyl ons saam hierdie ete gebruik. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Verkondig beteken dit nou, nagmaal is 'n goeie geleentheid om te preek oor die nagmaal. Wel, ons kan, hier doen ons dit nou, maar dis nie wat hy hier bedoel nie. Het jy ook al gesien, ons het in Engels het ons die uitdrukking actions speak louder than words. In Afrikaans is dit woorde wek, voorbeelde of dade trek. Baie keer kan 'n mens deur iets te doen, iets baie beter sê, as deur dit te sê. Né? 'n warm handdruk, wat sê jy's welkom, jy's so welkom, ek is bly om jou te sien. Of 'n druk, of 'n soen, of 'n waai. Nou, alles dinge wat ons doen en deurdat ons dit doen, sê ons baie meer. Dis iets soos dit wat Paulus sê, wat Jesus daai aand ingestel het. Deur hierdie ete te eet, sê ons iets wat ons amper nie in woorde kan sê nie. Ons verkondig iets op 'n baie beter manier as net deur woorde. Ek lees in die week van 2 predikante wat oor tyd het daar so 'n skeiding in hulle verhouding gekom tussen mekaar en daar het wantroue begin ontstaan en later het die wantroue oorgegaan en somme weersin. Hulle like net nie meer mekaar nie en hulle vind foute in alles wat mekaar sien, wat hulle mekaar sien doen. Die een was 'n jonger predikant, die ander 'n ouer een, en gelukkig was daar ander leiers wat omgegee het vir die gemeente, omgegee het vir die predikante en met hulle gesit het en in gesprekke het hulle deur dinge gewerk en daar het versoening gekom tussen die twee. En een oggend in 'n feesdiens staan die jong predikant op voor die hele gemeente en hy stap na die ouer predikant toe en hy omhels hom. En hulle het verlang net so gestaan. En hulle hoef niks daarna te gesê het nie. Want dit wat hy gedoen het alles gesê wat nodig is. Paulus sê so iets gebeur in hierdie ete wat Jesus ingestel het. Ons sê dinge deur dit te doen. Ons sê, ons verkondig. En verkondig is iets soos 'n publieke aankondiging. As Paulus byvoorbeeld in die sinagoge die mense vertel oor Jesus, ons lees daarvan in Handelinge 17 vers 3, dan sê hy, of met die Jode praat althans oor Jesus, dan sê hy vir hulle, hierdie Christus is Jesus wat ek aan julle verkondig. Dis 'n publieke aankondiging. Wat sê Paulus nou? Paulus sê terwyl ons hierdie ete gebruik, is ons besig om 'n publieke aankondiging te maak. Natuurlik teenoor mekaar, sodat ons geloof kan versterk word. Dit is die God aan wie ons poort, wat ons so lief het. Maar dit is nie net teenoor mekaar nie. Dis 'n publieke aankondiging. Op 'n manier wat ek en jy nie kan verklaar nie, soos radiogolwe. Terwyl ons hierdie ete eet, word daar 'n aankondiging gemaak hier in die tuinroete. 'n Aankondiging waaroor? Wanneer julle die ete eet, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Daai deel het my
nou gepla hierdie week, want hoekom sal ons die dood van die Here wil verkondig as 'n publieke aankondiging? Here beteken mos nou letterlik heerser. Dis iemand met gesag. Slawe het here gehad. Caesar is Lord was een van die leses van die Romeinse Ryk. As 'n God 'n heer genoem word, Here genoem word, dat jy die God se gesag erken. Dis 'n titel van gesag. Hoekom sal ons die dood van Jesus as die een met gesag wil aankondig? En hier moet ons weer teruggaan na die ete toe, wat Jesus gebruik het om sy dood te verduidelik. Onthou jy die ete wat ingestel is, die Pasga, was ingestel omdat God die bloed van 'n lammetjie, die magte wat van mense slawe gemaak het, oorwin het. Dis die betekenis van Jesus se dood. Dis die oorwinning van die koning. En ons sien dit reg deur die Nuwe Testament. Dis aan die kruis wat Jesus die magte en owerhede, dit wat van mense en selfs die hele skepping slawe maak, sonde en die dood, dis aan die kruis wat Jesus daai magte van hulle mag gestroop het, wat hy oorwin het. So wanneer ons verkondig met hierdie ete die dood van die Here, verkondig ons eintlik die oorwinning van die koning totdat hy kom. 'n Aankondiging wat soos radiogolwe deur die hele gebied gaan. Oorwinning van die koning. Vriende, ek wil net gou vinnig, hierdie week was ek weer verbaas as ek lees van al die aankondigings, publieke aankondigings in Handelinge. Handelinge 1 begin met Jesus wat vir 40 dae vir mense wys dat hy lewe. Waaroor praat hy met hulle? Waaroor praat jy as jy uit die dood uit opgestaan het? Hoor wat sê Handelinge 1. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. En dan sê Handelinge nogal, hy het dit deur die Heilige Gees gedoen. Hy het deur die Heilige Gees aan die apostels opdragte gegee. Om saam met die Heilige Gees te werk, ook in die nagmaal, is om te glo in die goeie nuus dat Jesus koning is, dat hy die oorwinning behaal het en dat God se koninkryk nou begin het hier op aarde soos in die hemel. As dit is wie hy is, identifikasie, dan is dit nou ook wie ons is. Familie op missie. Die missie van God se koninkryk. En so kan jy dwars die handeling gaan. Handelinge 2, die eerste preek oor Jesus na die uitstorting van die Heilige Gees, sê Paulus, laat die hele huis van Petrus, die hele huis van Israel weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here, ons het nou net gesels oor daai titel, en Christus gemaak, Christus, die gesalfde koning. Handelinge 3, op die manier het God in vervulling laat gaan wat hy vroeër by monde van al sy profete aangekondig het, naamlik dat sy Christus sou ly. God se Christus, God se gesalfde koning. Niemand het gedink dat die Christus wat van God afkom gaan ly nie, maar dit is hoe die gesalfde koning die beslissende oorwinning behaal het en 'n nuwe heerskappy begin het op aarde soos in die hemel. God se koninkryk. So kan jy aangaan. Handelinge 4, bid die eerste gemeente, Psalm 2, die psalm wat gaan oor Jahwe en sy gesalfde koning. Handelinge 8, Filippus het in die stad van Samaria gegaan en die Christus aan hulle verkondig. Lukas brei uit oor daai verkondiging van die evangelie, 'n paar verse verder, maar toe Filippus se verkondiging van die, maar toe hulle Filippus se verkondiging van die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus glo, is mans sowel as vrouens gedoop. Wanneer ons nagmaal gebruik, verkondig ons dat Jesus die Here is en dat hy deur sy dood die beslissende oorwinning behaal het. En ons hou aan om dit aan te kondig totdat hy kom. So hoe werk ek en jy saam met die Heilige Gees in nagmaal? Ons glo die evangelie. Ons glo die goeie nuus dat Jesus koning is.
Ons tema laas jaar, His glory, our story. Jesus se koningskap, die gesalfde koning, sy heerskappy en sy teenwoordigheid, sy heerlikheid, definieer ons menswees. Hy is koning, ons is familie, sy familie, op missie. Hoe werk ons saam met die Heilige Gees in die nagmaal? Ons glo terwyl ons eet en drink, word daar 'n aankondiging gemaak soos radiogolwe. En wanneer ons dan uitgaan op die missie, is daar klare aankondiging. Al wil mense dit nie herken nie. Jesus is koning, ook hier in die tuinroete. Maar daar's nog 'n manier, en ons sien dit in die issue wat Paulus met die Korintiërs het. Daar's nog 'n baie belangrike manier hoe ons saam met die Heilige Gees werk in nagmaal. Paulus sê vir die gemeente, as hy nou vir hulle sê, en hy vat hulle eintlik aan oor hoe hulle nagmaal gebruik, dis nie goed nie. Hy sê elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet. Een bly honger, ander een word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of minag julle die gemeente van God en verneder julle diegene wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys? O, hierdie saak prys ek julle nie. Nou, dit lyk heel moontlik 10-1 dat hierdie gemeente in 'n groot huis bymekaar gekom het. Daar was huise in daai stad wat mense sê so 'n groep van 30 of 40 mense kon huisves, was gewoonlik die huis van 'n ryk persoon. En wanneer daar in sulke huise etes was daar ongeskrewe reëls wat almal goed geken het. Die rykes sit by een tafel, hulle kry die beste kos en die beste wyn, en dit wat oorbly, gaan na die minder belangrike mense toe. En nou kom Paulus, en hier's die redenasie. Jesus Christus het deur sy dood hierdie wêreld oorwin. Die sisteme van hierdie wêreld, wat van mense, party mense somebodies en ander mense nobodies maak. Wat van slawe maak en base. Jesus het hierdie wêreld oorwin. Dis wat ons aankondig met die nagmaal. Dan kan julle mos nie op so 'n manier nagmaal hou wat 'n weerspieëling is van die wêreld wat reeds deur Jesus oorwin is nie. Dan maak dit nie sin nie, dan sal fout, dan weerspieël die gemeente meer die kultuur van die Romeinse ryk as die kultuur van God se koninkryk. En Paulus gaan so ver om te sê dat dit wat daar gebeur is so erg wanneer julle saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie. So hier hoor ons iets dat om saam met die Heilige Gees te werk, is nie net in die nagmaal nie, en in geloof dat Jesus koning is nie. Dis ook veral in hoe ons werk met die res van die familie. Paulus sê dit verder. Hy sê daar, my broers, wag vir mekaar wanneer julle saamkom om te eet. So hoe werk ek en jy saam met die Heilige Gees in die nagmaal, laat hierdie ete 'n kragtige aankondiging kan wees dwars deur hierdie area en 'n opbouende krag van die liefde van God self wat ons in die offer van Jesus nou eet en drink. Hoe werk ons saam met die Heilige Gees? Paulus sê, wag op mekaar. Letterlik kan dit ook beteken, ontvang mekaar. Wait on each other. Ontvang mekaar, behandel mekaar as eregaste. En vriende, in 'n sekere sin is dit waaroor ons hierdie jaar so ver praat, né? As ons uit laas jaar se tema uitkom, hy is koning. Die gesalfde koning wat God se koninkryk na ons wêreld toe bring. Hy wys vir ons hoe God heers en hy bring God se heerskappy hierna-toe. En hy maak ons sy familie. Regverdig, identifikasie. Hoe leef ons dit? His glory, our story.
Dis hierdie embleem hier agter my, die kroon en die aarde, die heerskappy van die Here. Hoe? Marked by his glory, known by his love. Ons werk saam met die Gees deur ander in die familie as eregaste te behandel, te ontvang. Ons hoor iets van die offer van Jesus, wat nou die kultuur van hierdie familie bepaal. Hoe het Paulus gesê, ons verkondig 'n gekruisigde Christus, 'n gesalfde koning wat sy lewe gegee het. Ekskuus tog. En daai offer word nou die kultuur van die gemeente. Die liefde van Christus self wat nou groei in hierdie verbintenisse tussen gelowiges. En daaroor het ons hierdie jaar baie al gesels, né? Ons het begin deur te sê ons kan nie ons idee van liefde op Jesus afforceer nie. Nee, Jesus definieer liefde. Ons is saam met Christus opgewek. Ons sit in die hemelse plekke. Nogal as Paulus praat oor die samekoms van die gelowiges in 1 Korintiërs 11, dan sê hy terwille van die engele wat teenwoordig is. As ons saamkom as God se gemeente, 2 of 3 wat saam is dit asof ons deelneem aan dit wat in die hemel aan die gang is. Ons sit in hemelse plekke. Onthou jy daai teksvers? For our conversation is in heaven. Ons kry ons perspektief en ons definisie van die lewe en liefde vanuit God se perspektief. Die lam wat die middelpunt is, die geslagte lam, die middelpunt van die hemelse heerskappy. En onthou jy hoe Johannes Jesus beskryf het, vol genade en waarheid. Ons het gepraat hieroor, genade, waarheid, geregtigheid, al drie saam, God se liefde. So hoe werk ek saam met die Heilige Gees, dat die nagmaal 'n ete kan wees wat 'n kragtige aankondiging maak en 'n kragtige voeding is vir die liggaam. Ek werk saam met ander gelowiges, saam met die Gees, dat die liefde van Christus hier kan groei. Dis 'n proses. Inwording is hoe ons daaroor gesels het. Dis 'n proses van groei. Die maatstaf van volwassenheid is nie gawes nie, is nie kennis nie. Dis die liefde onder gelowiges. So Jesus sê, aan die liefde wat julle vir mekaar het, sal die wêreld weet. Hoe maak ons die nagmaal? Hoe werk ons saam met die Gees, dat die nagmaal iets kan wees wat Christene, wat gelowiges opbou, en wat kragtig aankondig, daar's 'n ander koning. Ons bou aan die verhoudinge, die verbintenisse tussen gelowiges. Ons bou dat die liefde van Christus kan groei. Genade, waarheid, geregtigheid. Ons het hieroor gesels in hierdie reeks so ver, wanneer liefde werk, ons samewerking met die Heilige Gees, is 'n openhartige verbintenis met ander gelowiges. Ons werk daaraan. Ons werk saam met die Gees om te groei, dat maskers kan afkom, dat gelowiges kan tell it like it is, dat gelowiges hulle time, treasures, talents tot beskikking van die Heilige Gees stel en sê, gebruik my om die liggaam op te bou. Alles saamgevat. Paulus sê, as ons die nagmaal gebruik, moet ons die liggaam van Christus onderskei. Ons verbintenisse aan mekaar en die groei in daai verbintenisse in diensbaarheid, die groei in openhartigheid, die groei in waar ons mekaar opbou, dis hoe ons saam met die Heilige Gees werk, sodat die nagmaal 'n ete kan wees, waar die liggaam van die Christus aan die een kant voed met Christus se liefdevolle teenwoordigheid. En aan die ander kant, wat dwars deur die tuinroete 'n aankondiging maak. Daar's 'n ander heerskappy,
Jesus Christus is die Here. So vriende, miskien is dit ook dan die ideale geleentheid om by nagmaal, soos Paulus sê, onsself te ondersoek. Laat elkeen homself ondersoek en daarvolgens van die brood eet en uit die beker drink. Kan ek net gou 'n opmerking oor dit maak? Ek het groot geword in 'n gemeente waar om jouself te ondersoek as jy kyk na, jy weet, is daar sonde in jou lewe en dis nie verkeerd nie, maar dis nie waaroor hierdie hele stuk gaan nie. Die hele stuk gaan om nie by jouself te begin nie. Dis nie 'n geestelike heilige navel gazing nie, binne toe kyk nie. Dis juis om buitentoe te kyk. Ondersoek jouself. Hoe gaan dit met jou geloof dat Jesus die Here is? Die evangelie, dat Jesus God se koninkryk hiernatoe gebring het, dat jy nou ingesluit is in die familie wat op daai missie is. Hoe gaan dit met jou geloof in Christus as die Here? Hoe gaan dit in jou verbintenisse met ander gelowiges? Hoe gaan dit met jou wat jy ander ontvang as eregaste, hulle dien, bou aan openhartige verhoudings sodat ons kan groei as die liggaam van Christus en al hoe meer Christus uitbeeld. Onthou jy die idee van die standbeelde? Uitbeeld in hierdie omgewing sodat die wêreld kan weet dat Jesus koning is. Hoe gaan dit in jou diensbaarheid? Hoe gaan dit in jou commitment teenoor groepe, teenoor ander gelowiges, sodat jy kan opbou saam met die Heilige Gees. So miskien kan ek jou 'n geleentheid gee voordat ons saam nagmaal gebruik om net te ondersoek. Onthou, die nagmaal is nooit 'n hands off nie. Dis 'n tafel met die banier. Is welkom, almal welkom. En as daar dinge is in jou geloof in Christus wat jy moet bring na die nagmaaltafel toe, dan is dit wat jy doen. Here, help my, identifikasie, help my om net weer my perspektief reg te kry, dis wie ek is, dis wie U is, en ek is in eenheid met U, vir hierdie missie van God se koninkryk. En as daar foute is in jou diensbaarheid, in jou gee van jouself, jou verbintenis aan ander gelowiges, bring dit na die tafel toe en eet en drink dan. En dis hoe ons onsself gee ook aan die tafel, waar ons vier hoe Jesus homself vir ons gegee het en nog steeds deur sy Gees aan ons gee. So ons gaan saam bid en as jy dan nog 'n paar oomblikke moet vat, doen dit gerus en dan gebruik ons saam die nagmaal. Hemelse Vader, dankie vir hierdie ete. Here Jesus, dankie dat U die betekenis van hierdie ete is, die teenwoordigheid, dat U liggaam die brood is, U bloed die sap is, dat U ons voed deur die werking van die Heilige Gees met U liefde. En dankie Here dat U Gees nou in ons werk, ons geloof versterk. Jesus Christus is die Here, ander koninkryk. Dankie Here dat U Gees in ons werk en ons roeping versterk. Ons is familie op missie. Ons groei in 'n ander kultuur, die kultuur van die gekruisigde Christus. En ons gee onsself. Dankie vir die geleentheid. Die tafel waar U Uself vir ons gegee het, is ook die plek waar ons nou onsself vir U kan gee. Dankie Here. En dankie terwyl ons dit doen, dat die Heilige Gees in ons werk en deur ons werk, en dat daar nou 'n aankondiging dwars deur hierdie tuinroete gaan. Jesus Christus is die Here. Amen. Vriende, die Here het in die aand wat hy verraai is, soos ons gelees het, die brood geneem en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem eet. Dit
is my liggaam vir julle. Ons eet saam. Daarna het hy die beker geneem. En dan het hy gedank het hy gesê, dit is my bloed. Bloed van 'n nuwe verbond. Drink dit. Tot my gedagtenis. Ons drink saam. Kom ons seën mekaar met hierdie woorde waarmee Paulus die Korinte gemeente seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by julle. Amen. Het was 'n voorreg om so saam met jou te wees en ons gaan volgende week begin met 'n reeks oor verhoudinge. Maar ons 'n bietjie meer gaan kyk hoe werk ons saam met die Heilige Gees om te groei in ons verhoudinge. Ek sien uit om dan weer saam met jou te kuier. Die Here seën.